Dit is vandag Woensdag 16 April. Ek gee weer vir jou 'n oomblik van stilte, druk die pausknoppie en dan luister jy verder. Die teks wat ek graag vanoggend vir jou wil gee is Deuteronomium 11 vers 22. Ja, as julle hierdie hele gebod wat ek vir julle voorskryf sorgvuldig nakom, deur dit uit te voer, die Here julle God lief te hê, al sy paaie te volg en aan hom vas te hou. 4 keer in Deuteronomium word God se volk aangemoedig om aan hom vas te hou. Die Hebreëse woord is tabak. Vir God se volk was dit 'n integrale deel van hulle identiteit om aan God vas te hou. Hoe moes God se volk aan hom vashou? Deur sy gebooie na te kom? Deur gehoorsaam te wees sou hulle as volk wys dat hulle aan God verbind is. Dit is steeds vandag vir ons 'n uitnodiging om aan God gehoorsaam te wees. Juis in lydingstyd word ons genooi om onsself die vraag te vra: is ek met my hele hart en met my hele siel gehoorsaam aan God? Hoe lyk my lewe? Hou ek nog aan hom vas en wys my lewe dit? Dink aan alles wat jou vashou, aan God kan verswak. Dit wat ons verhouding met God verswak is sonde. Dit is dinge wat tussen ons en God kom. Dit is dinge wat ons wegdryf van hom. Dit is goed wat skeiding bring tussen ons en God. Ek lees die volgende aanhaling van Augustinus. Moenie die sonde gering ag, waaraan jy miskien reeds gewoond geraak het nie. Want elke sonde word deur gewoonte onbeduidend en vir die mens so asof dit nie daar is nie. Dit maak dat ons al minder aan God vashou. Kom ons bid saam. O Here, vergewe my. O Here, kom maak my vry van sondeskuld. Ek wil my weer opnuut aan U verbind. Amen.